Baie welkom saam met my Brunilde de Tooy, weer eens in die program van Aangesig tot Aangesig. Ons gaan 'n bietjie werk deur die Nuwe Testament met die oog op wat is 'n Christen? Die Nuwe Testament gee ons 'n hele paar voorbeelde en ook sit hy dan druk, klem op die voorregte wat ons het en ook die verantwoordelikhede. Wanneer ons Christene word, dan is ons wedergebore deur die Heilige Gees en word ons aangeneem in God se familie in. Kom ons kyk na Johannes 1 vanaf vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Ons ontvang dan ook die Heilige Gees en ons lees in Romeine 8 vanaf vers 11 tot 16. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle na die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang in gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons het dus 'n totale nuwe verhouding met God die Vader. Dis alles is nuut, ons is wederbaar, ons is wedergebore, ons het die Heilige Gees ontvang en ons het 'n nuwe verhouding. Kom ons kyk na Galasiërs 4 vanaf vers 5 tot 7. Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Ons kyk ook na 1 Johannes 3 vanaf vers 1 tot 2. Kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hoe kosbaar is dit nie om te weet dat uit al hierdie skrifte wat ons tot sover gelees het, dit duidelik wys dat ons eintlik mede-erfgename word, en dat ons al die rykdomme van God se koninkryk reeds kan erf. Dit is wat Galasiërs 4 vers 7 sê, daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. So ek en jy het klaar alles beerwe in die vorm van wat daar vir ons in hierdie Godheid opgesluit sit. Al die krag, al die mag, wat ons goed mag doen,
Maar dit staan opgeskryf in die Bybel. Ons kan nie buite die Bybel opereer en dan dink dit is wat die Here vir ons gegee het nie. Ons moet die woord van God baie sterk in ons hart kom vasmaak en deur lees en behoorlik verstaan om te weet dat dit gaan oor hemelse dinge, hemelse kragte, hemelse rykdomme en hemelse deurbrake. Kom ons lees dan ook Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het. Voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, omdat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Kosbaar is dit om die bevestiging te hê dat ek en jy erfgename is, soos in Romeine 8 vers 17 voorkom, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, ek wil klem lê op daai woord, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Moenie dink hier op aarde gaan alles vir jou maklik wees omdat jy 'n Christen is nie. Jy moet die prys betaal, jy moet die pakkie dra. Ja, Jesus het die prys betaal vir die vrykoping van my en jou sonde. Maar hy sê ook baie duidelik dat ons sal vervolg word omdat hy vervolg was. Dit is dieselfde pad wat ons loop. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Dit wys net vir jou dat jy kan nie net gaan doen wat jy wil nie, want as ek en jy dan duur gekoop is, en ons het daai uitverkoping van ons siel aanvaar, dan beteken dit tog dat ons nie meer aan onsself behoort nie, en dat ons dan, soos hier geskryf staan, ons
Die Here moet verheerlik met ons liggaam. Met ander woorde, wat ek aantrek, wat ek eet, wat ek doen, wat ek toelaat, maar ook hoe ek my uitleef, dat dit hom sal vereer in alle opsigte. Ek en jy moet heilig en toegewyd leef. Ons mag in die Here se teenwoordigheid inkom om offers en geestelike offers te bring voor hom, lofoffers en worship offers. Hebreërs 10 vanaf vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die hart deur besprinkeling reinig, van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons openlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien as die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van die genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Jy is die tempel van die Heilige Gees. En hier sien ons baie duidelik dat ons wel geoordeel gaan word volgens ons reinheid. Ons is ook atlete in Christus en soos atlete beoordeel word en hulle moet hulle resies hardloop ten volle, so verwag Christus ook van my en jou om ons wedloop ten volle te hardloop. 2 Timoteus 2 vanaf vers 5. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. So ek en jy moet die Bybelse reëls ken om aan hierdie wedloop te kan volhard. Dan word ek en jy ook inwoners van die hemel. Ek en jy is nie tuis hier nie, ons is net besig om deur te beweeg. Ons is God se verteenwoordigers en ambassadeurs heiliglik. En daarom moet ons onberisplik die voorbeeld wees van hom wie se naam ons uitdra. En ons lees dan 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus.
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dan Hebreërs 13 vanaf vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ons word ook disippels van Christus genoem, en daarom moet ons hom bely, ons moet hom volg en van hom leer. Lukas 9 vers 52 sê, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet sê, dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om, en bestraf hulle en sê, julle weet nie, van hoedanige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewens te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. So ek en jy is nie hier om mense te vergeld kwaad vir kwaad nie. Ons is hier om medewerkers in Christus te wees, om hulle siele na die Here toe te begelei. Daar is 'n groot verskil om 'n disipel van die Here te wees en om 'n servant, 'n bediende van Christus te wees. In die eerste plek moet ons hom die hoogste prioriteit in ons lewe gee, want dit is wat 'n bediende doen. Jy is altyd reg as die eienaar of as die persoon vir wie die bediende werk. So God is altyd reg, hy is altyd eerste en hy is altyd prioriteit. Gee dan die reg op om jou eie pad te loop en kies om hom te raadpleeg vir watter pad jy moet loop. Wees gehoorsaam in alles wat hy vir jou sê. Kom ons gaan lees ook in Lukas 14 vanaf vers 25 tot 27. En groot menigte het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en suster, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So ek en jy het nodig om mooi te verstaan dat ons kan niks bo God stel nie. Ons kan nie sy disipel wees as ons enige iets bo hom stel nie. Dan leer die Bybel ons is ook skape. Ons is onder Christus se sorg. Sy beskerming en liefde kom maak ons toe. Johannes 10 vanaf vers 11 tot 16. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n gehuurde is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag
om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. In Matteus 10 vanaf vers 36 lees ons ook: en die mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Dat ek en jy tog baie mooi hieroor besin in vers 38. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Dan noem hy ons ook krygers, soldate, en ons is gereed in alle omstandighede om die opdragte wat hy gee te volg. Daai, as hy sê, kom in warfare om dit te doen. Ons lees in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 20. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pile van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebede en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en julle daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenhede van die evangelie bekend te maak. Ek weet, soos wat ek vanmôre gepraat het, het jy jouself gemeet. En ek weet, daar's areas wat jy gesê het, hierin slaag ek, hierin kry ek dit reg. En ek weet, daar's areas waar jy gevoel het, sjoe, hier skiet ek 'n bietjie tekort. En ek weet, die Here is genadig oor ons. Hy gee ons die geleentheid om te ontwikkel tot die volheid van sy waarheid. En daarom bid ons dan ook vanmôre saam. Ons hemelse Vader, ons kom staan naak voor U, want U ken die waarheid oor ons lewe. U weet alles van my geboorte en voor my geboorte af, en my toekoms. En daarom berus ek my, en ek sit my in U hande, en ek lê myself neer. Here, ek het nie die vermoë om iemand af te druk, sodat U meer kan wees nie. Leer U my, wys my die weg om dit te doen, soos wat Jesus gekom het, en U volheid kom bring het, toe hy sterf aan die kruis, toe hy homself neerlê en kies om U eerste te stel. Leer my om dit te doen, leer my om in elke omstandigheid U volheid uit te leef, U waarheid uit te leef, U liefde uit te leef, U genade teenoor ander uit te leef, U woord ten volle uit te leef, sodat ek 'n ware ambassadeur en disipel van U sal wees. Leer my ook in disipelskap hoe om te volg, hoe om agter U aan te loop, hoe om minder van myself te hê en meer van U.
Dankie Here vir die volheid van die Gees wat oorneem in elke area. En dankie my Meester, dat ek weet in U hande is ek veilig. U is my koning, U is die een wat oor my heers en my alles van my toekoms bepaal het. As jy ook nog nie jou hart aan die Here gegee het nie, en jy voel vanmôre gelei om hom in te nooi, dan bid saam met my. Heilige Vader, ek kom voor U staan en ek kom gee my lewe vir U. Ek kom lê my sonde neer, Here, vergewe my vir al my vuil dade en my vuil werke en my vuil lewe, sodat ek meer en meer en meer van die volheid kan leer en U reinheid my kan was met U bloed, sodat ek witter as sneeu sal wees. Leer my om U te volg, leer my om U woord letterlik, woord vir woord te verstaan, om te volg en U te behaag. In die naam van Jesus kom bid ek dit. Amen. Ek groet dit dan in die wonderlike naam van Jesus Christus. Wees geseënd en hê 'n wonderlike week.